Baie dankie. Wil jy nie net die oë toemaak en net vir die Here sê, Here, hierdie is my diens. Ek mag nie dieselfde uitgaan as wat ek ingekom het nie. Jesus naam, dankie. Here, dankie vir die kosbare woord. Dankie vir hierdie voorreg, terwyl die atmosfeer gevul is met u krag en u salwing. Bid ek dat die woord met krag sal uitgaan in liefde. In Jesus naam. Amen. Prys sy naam, prys die Here. Ons is dankbaar. Die God wat ons dien is 'n groot, fenominale God. Ek wil net iewers so losie kry dat ek glo natuurlik dat Pinkstermense bring nie 'n horlosie kerk toe nie, hulle bring 'n almanak. Broer en suster, Vrydag aand het Pastor Dani ons bedien in 'n heerlike gesalfde diens, 'n goddelike boodskap. En hy het vir ons verduidelik hoe ons Pinkster gekry het. Hoe ons voorouers God gedien het. Dit wat aan ons oorgedra is van dit wat hulle volgens God se woord gekry het en hoe dat ons deur dieselfde woord hierdie heerlikheid van Pinkster gekry en ervaar het. En seker die wonderlikste stelling wat hy gemaak het was toe hy gesê het Pinkster is 'n ondervinding. Amen. Dis nie 'n kerk nie, dis nie 'n doktrine nie, dis nie 'n klomp slim geleerde woorde nie, dis 'n ervaring wat jy met Jesus moet hê. Gisteraand was ons so bevoorreg daar by ons, Pastor Paul het ons kom bedien. Prys sy naam, is altyd 'n voorreg om die AGS mense betrokke. Dis waar ek tot bekering gekom het. So dis waar die moeilikheid begin het, was in die AGS gewese. Baie dankie ook vir 'n geseënde woord gisteraand. En sy tema was, of die vraag wat hy gevra het, wat maak ons hier vanaand? Hoe het ons hier gekom? Hoekom is ons hier? En wat het dit gebring dat ons tot hier gekom het? En hy het vir ons so 'n bietjie geskiedenis gegee oor die agtergrond van Pinkster en hoe dit Suid-Afrika toe gekom het en hoe dat ons dit deel van ons lewens gemaak het. En ek wil vanoggend, en ek glo die Here gaan my help deur sy gees, aanvul en hierdie twee wonderlike boodskappe komplementeer. Want ek wil vanoggend die vraag vra, wat maak ek hier? Ja. Wat maak ek hier? Jy weet, as ons kan vanoggend seker baie redeneer en met mekaar stry en ons kan baie tekste in die Bybel kwoteer om sekere redenasies te staaf. Moet ons so doop of moet ons so doop? Moet ons so sing of moet ons so sing? Moet ons so hande klap of moet ons so hande klap? Behoort die erediens so te lyk of moet hy so lyk? En almal van ons wat 'n bietjie God se woord ken, sal 'n paar tekste kan uithaal en ons kan 'n groot gestryery aan mekaar sit. Maar ek het een ding in die lewe geleer. Jy kan nie met my stry oor die ervaring wat ek gehad het nie. Want wat ek gekry het ek gekry. Wat met my gebeur het met my, en ek gee nie om wat die sielkundige sê nie. Ek gee nie om wat die slim geleerdes sê nie. Ek gee nie om wat ander predikers of ander kerke sê nie. Ek gee nie om wat my familie sê nie. Ek weet, het gebeur het toe ek by Jesus uitgekom het, hoe hy my gevat het, my verlos het, my vergewe het, my opgelig het, my volgemaak het met sy krag en met sy heerlikheid. Prys sy naam. Hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier? En is die Pinkstersondag en daarom op hierdie Pinkstersondag gaan ek 'n keteldiens hou. Wie van julle was al ooit in 'n keteldiens? Nog nie baie van julle nie. Nou, ek het hierdie is 'n lede in Christus ketel, hoor. Dis nie sommer enige ketel nie. Hierdie is 'n elektriese, outomatiese waterverhittingstoestel. Die wetenskaplike naam is ketel.
Okay? En die rede hoekom ek hierdie ding wil gebruik om oor te preek, is omdat hierdie werking van hierdie ketel so verduidelik wat ek vandag hier doen. Nou, ketel is 'n wonderlike ding. As jy nou daar in die rakke van Makro of een van die kettingwinkels loop, dan sien jy hoe hulle uitgestal op die rakke en hulle is al so mooi vandag, hulle het vol liggies en hulle is mooi blink en hulle is van glas en dit lyk soos klein ruimtetuigies, so mooi is 'n ketel, hulle wil amper so pragtige ding ook daar in jou kombuis hê, maar die eerste elektriese ketel is in 1922 deur 'n ene Arthur Leslie Lodge ontwerp. Kan jy dit glo? En baie jare daarna het Peter Hobbs en Bill Russell 'n besigheid begin en in Oktober 1955 het hulle die eerste elektriese ketel ontwerp wat van self afsit. Dis waar Russell Hobbs vandaan kom. Die fabrieknaam Russell Hobbs, dit was hulle besigheid. Maar die wonderlike ding van 'n ketel vanoggend is, en vergewe my as ek 'n baie eenvoudige boodskap vir die preek. Ek bid so dat 1 Korintiërs 2 vanoggend hier sal inskakel, waar Paulus vir die Korintiërs gesê, ek het nie na julle gekom met die wysheid van woorde nie, maar ek het gekom met die woord van God, die demonstrasie van die Heilige Gees en krag, sodat julle geloof nie in die wysheid van woorde sal wees nie, maar in die krag van God vanmôre, want Pinkster is krag, Pinkster is elektrisiteit, Pinkster is vuur, Pinkster verander, Pinkster vernuwe, Pinkster verdryf, Pinkster verlig. Halleluja. Oh, prys die Here. Daai broer wat daar praat, staan net vinnig op. Dit wat jy nou in die Here het, is net 'n druppeltjie van wat God eintlik vir jou instoor het. Hoor God se woord. Jy gaan agterna terugkyk en mense gaan sê, kan dit is broer Wynand, nee. Kan dit Wynand wees? Dis net God wat 'n mens so kan oplig in die gees. Hoor God se woord. Sabanda basalabarande. Halleluja. Oh, prys die Here, prys die Here, prys die Here, prys die Here. Prys U, prys U, prys U, prys U, prys U, prys U. Halleluja. Nou, jy weet, toe ek by die Here Jesus uitkom, ons het in 'n historiese kerk groot geword. Ons betrokkenheid by die kerk het daaroor gegaan dat die diaken 1 keer 'n maand by ons kom stop het en die kollekte kom haal het. Dis hoekom ek vandag nog die woord kollekte haat. Want kollekte is die klein geld in die motor se asbakkie wat nie meer op die parkeermeter werk nie. As ons vir God geld gee, dan gee ons 'n offergawe. En ons was 4 in die huis. Dan gee my pa vir hom R5, dan moet hom 'n rand klein geld gee, want ons is net 4 in die huis. Dis ons naaste konnotasie met kerk. Ons het op 'n stadium met hulle ons sonnaarskool toe probeer stuur wat by die skool gehou was, maar dit het ook nie gewerk nie. Ons het reg oor kan die kerk gebly. Staan ek en my boetie in die erf, wat trap ons vas, ek gooi sy groen appelkose, dat ons so by die kerk se deur in hardloop. Dit was ons gedagte van kerk gewees. Maar ek dank die Here een aand, terwyl ek nog 'n laerskoolseentjie was, met sproete en bakore, toe vat iemand ons na 'n AGS kerk toe. Halleluja. En toe ek daar instap, toe kom ek agter, hier is iets anders in hierdie plek.
Hier's iets wat ek nie ken nie. Die Here is in hierdie plek en as ek ooit God wil leer ken, dan moet ek hom op hierdie manier leer ken. En ek sien die mense dans en ek sien hulle juig en ek hoor hulle praat tale en ek sien die siekes word gesond en ek sien mense word gedoop in die Heilige Gees en ek sien mense se lewens word verander en ek sê Here, dis wat ek wil hê. Dis wat ek wil hê. Ek het dit nie in 'n boek gelees nie. Ek het dit by 'n pastoor gehoor nie. Ek het dit met my eie oë gesien. Ek het gesien hoe God werk. Ek het ervaar hoe dit in my lewe verander. En die heel eerste ding wat ek moes besef is dat God 'n plan met my lewe het. En almal van u vanoggend wat hier is, God het 'n plan met u lewe ook. Jy mag dalk vir jou ouers 'n verrassing gewees het, maar jy was nie vir God nie hoor. Want hy het voor die grondlegging van die aarde, sê Efesiërs 1, het hy 'n plan met jou lewe gehad. Hy het gedroom van jou voordat jy nog gebore was. Halleluja, halleluja, halleluja. Het hy 'n plan gehad. Halleluja. Hy het 'n skepingsdoel met u gehad en met my. Nou hierdie lewe van my, hierdie keta, hierdie ding is vervaardig vir 'n spesifieke doel. Amen. Glo my? Ja. Dit is 'n baie oulike ding hierdie. Hoor, as jy hom oopmaak, jy kan 'n pragtige fyn varing hierin plant en op die vensterbank van die kombuis sit in die son. Jy kan, as jy hierdie gedeelte afhaal, hom vir 'n gieter op jou stoep gebruik. Is baie handig om plante nat te gooi. Verstaan nie? Ouma Groot kan haar breinaalde hier laat instaan. Ja. En hekelpenne. Dis 'n ideale ding. Dit is nie so nie. Die jagters, jy kan van die doppies hier ingooi. Die 3006 ouens kan van die doppies hier ingooi. Nee. Seker, die broers, die ketelmakers en die passers, die ouens wat met die hande werk, jy kan jou swysdraad hier laat instaan, die welding rods. Jy stem saam. Donna, dis 'n fantastiese ding hierdie hoor. Jy kan hom gebruik om baie goed in te stoor. Verstaan nie? Maar hy's eintlik nie ontwerp vir swysdraad nie, of vir breipenne nie, of vir 3006 doppies nie. Hy's ontwerp met 'n doel, en sy doel is om iemand te vervul, om vol te word en ander uit jou uit vol te maak, om iets te kry en uit jou uit iets te gee. Halleluja! Dit is nie per ongeluk hier nie. Hoor nou mooi. Wat sê die skrif? En ek gaan vir die Amplified Bybel uitlees. Nou, u moet verstaan dat Engels die hemelse taal is, want niemand op aarde omtrent verstaan dit nie. Goed, daar's 'n ander teks wat iemand aangehaal het, wat hy gesê het, al sou ek die tale van mense in Engels spreek, en ek het nie of so iets. Hoor wat sê die woord van die Here. Efesiërs 1 vers 4 sê, ons is nie per ongeluk hier nie, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Goed, nou sê hy in hoofstuk 2, Efesiërs 2 vers 10 in die Amplified, hy sê, for we are God's own handiwork. Ons is sy eie handewerk. Hier's workmanship, sy produk. Hoor nou hierdie woord, hy sê, recreated in Christ Jesus. Herskep in Christus, in hakies, born anew, nuut gebore, nuut gebore. Hy sê, hoekom? Hoekom het hy hierdie moeite gedoen? Hoekom is ons in hom herbore, of herskep en weergebore? Hy sê, that we might do those good works, which God predestined, planned beforehand for us, sodat ons die werke wat God voor die tyd vir ons gereël en beplan het, kan doen. Nee, hy sê that we should walk in them, living the good life which he pre-arranged and made ready for us to live. Sodat ons kan lewe
in 'n lewe wat hy voor die grondlegging van die aarde alreeds vir my gereël het. Dit was so goed. Hy het klaar die treinspoor gebou. En toe ek by Jesus uitkom, toe vat hy my en hy sit my op die spoor. En ek gaan waar die spoor my lei. Want hy het 'n plan met my lewe. Hy is iewers op pad heen met my. Ek moet iewers uitkom. Hy wil my gebruik. Daar's plekke wat ek moet afdraai. Daar's plekke wat ek moet stop. Daar's plekke wat ek iets vir iemand moet beteken. Ek is op 'n spoor. Ek is op pad. Halleluja. Sê net vir die persoon langs jou, jy's op pad. As jy vanmôre hier sit en jy voel jou lewe het nie rigting nie. Jy dobber op die see rond soos 'n skuit wat jy weet wat 'n rigting nie. Moet jy weet iewers is daar 'n probleem. Jy dalk iewers op 'n syspoor afgedraai. Kom, gaan terug. Kom op God se spoor. Want hy voor die grondlegging van die aarde het hy 'n blou print van jou lewe gemaak en hy wil jou seën. Hy wil jou salf. Hy wil jou gebruik. Jy's geskep. Jy's vervaardig vir 'n spesifieke doel. Halleluja. Jy behoort te weet waar jy op pad heen is. As jy nie weet nie, vind vanoggend uit. Want iewers het die duiwel jou droom, jou visioen gesteel. God het 'n plan vir jou lewe. Daar's mense wat wag dat jy hulle moet vul. Daar's mense wat wag dat jy by hulle moet uitkom. Daar's mense wat wag dat jy verskil moet maak. Daar's mense wat wag dat jy moet doen wat God jou lei om te doen. Van kleins af was jy baie geëerd op skool nie. Ek sê weer ek het bakore gehad en ek het sproete gehad. Op 'n stadium was my bynaam Wingnut gewees. Iemand het eendag gesê as die wind my ore gryp, wen in my nek op soos 'n kurktrekker. Maar hoor mooi, of die mense van jou hou of nie, wat tel is wat God dink. Halleluja. Hy vat nie die rykes en die vernaames en die goeies nie. Hy vat nie altyd die geleerdes en hulle wat kan optree en goedes nie. Ek weet nie wat maak ek hier nie. Ek weet net een ding. God sê, jy gegaan en ek het uit my gestuur en ek het gegaan en dis hoekom ek hier is. Ek is dalk nie die beste prediker nie, maar God is met my. Ek is dalk nie die slimste prediker nie, maar die Here is in my. Ek is dalk nie die grootste prediker nie, maar sy Gees woon binne my en hy werk deur my. Oh, prys die Here. Halleluja! Van kleins af. Ek onthou daar waar ons gebly het, toe ons op 'n koos in die kerk ingegooi het. My ma, amper sê ek oorlede maar my ma, my so klein Bybeltjie gegee. Ja, dan lees ek hierdie Bybel in die aand. En dan dink ek, "Sjoe, ek sien nie hulle lees Bybel in die huis nie. Iewers moet daar iets meer wees." En weet jy wat? Die Here was al die tyd by my. Glo my? As jy nog hom nie aangeneem het vanmôre nie, hy's by jou. Weet jy, hy het so begeer, net dat jy jou lewe by hom moet inprop en een moet hom word. Verstaan nie? Toe ek op skool was en 'n sondaar was hy al die tyd daar. Ek het nie van hom geweet nie. Toe ek uit die skool uit gaan en ek weermag toe gaan, as ek by die kroeg sit en myself balanseer om op die kroegstoel te bly, was hy daar. Dan het hy gedink, gee my net 'n halwe kans in jou lewe. Gee my net 'n halwe kans, waar ek in die moeilikheid was en nie die uitkoms kon sien nie, was hy daar. Toe ek op die grens was en die groen truisers van die AK-47's oor my gevlieg het, was hy daar. Hy het my dopgehou, hy het gesoek vir 'n verskoning om my deel van sy lewe te maak en deel van my lewe te word. Hy was altyd daar. Ek het deur die lewe geloop, hy was daar. Ek het deur die skool gegaan, hy was daar. Ek het in my vriendekring rondbeweeg, hy was daar. Ek het 'n pragtige meisie ontmoet wat later my vrou sou word. Hy was daar. Daar het kinders in die huwelik gekom. Hy was altyd daar. Hy was 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 daar. En hy het 'n verskoning gesoek. Hy het 'n verskoning gesoek om deel van my lewe te word.
O, halleluja. Halleluja, hy was al die tyd daar. Prys sy naam. Prys die Here. Halleluja. Maar is nie geheim van die ketel is, jy moet water in die ding kry. Jy moet hom vol water maak. En nou lyk hy sommer mooier. Nee, want hy is verskoon gemaak, by die Here uitgekom, hy het my verlos, hy het my vergewe, hy het my vrygemaak, hy het al die alkoholreuke uit my liggaam uitgewerk, hy het al die nikotiendamp uit my lewe uitgewerk, en hy maak my vol met sy heerlikheid en sy krag. En lyk nie wonderlik nie, dat my so dink aan Adam, toe God hom geskaap het, uit die grond, uit die rooi grond uit, en hy lê daar, hierdie fantastiese liggaam, gespierd en mooi, hy het nie 'n krieseltjie vet op sy liggaam gehad, hy was nie McDonald's en KFC, destyds al gewees nie, hier lê hy, hierdie pragtige jong man, enige meisie se hart sou bolle makiesie geslaan het, as jy hom gesien het, hy lê daar, hy's die kroon van God se skepping, hy's daar, hy's pragtig, daar's niks of niemand, wat so 'n kreatuur kon maak, soos God nie. Maar hy het nie lewe nie. Hy het nie krag nie. Totdat die Here in sy neus die asem van die lewe geblaas het. God moes hom eers inprop en hom aanskakel. En by daardie proses word wedergeboorte genoem. Want daardie proses is wanneer hy een word met my en ek een word met hom. Nou het ons een geword. Halleluja. Nou het ons een geword. Dis hoekom Jesus vir sy disippels sê in Johannes 15, ek is die ware wynstok, julle is die lote. Hoor wat ek sê, sonder my kan julle niks doen nie. Jy moet ingeënt wees op hom. Jy moet deel van die wynstok wees. Jy moet die wynstok krag uit die wynstok uittap. Halleluja, dit wat in die wynstok wortels opgesuig word, kom deur jou lewe, deur jou liggaam, werk die krag van God. Sonder my, sê hy vir hulle, kan julle niks doen nie. Jy moet een met hom word. Amen. En dit word wedergeboorte genoem. En hy sê, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hoor nou mooi, aan hulle wat in sy naam glo. Onthou daai woordjie glo, hoor. Almal wat in sy naam glo, het deel van hierdie koninklike familie geword. Nou word die familienaam myne. Dis hoekom ek mag bid in die naam van Jesus. Dis hoekom die duiwel pad gee, as ek sê in die naam van Jesus. Dis hoekom siektes wyk, as ek sê in die naam van Jesus. Dis hoekom dinge gebeur, as ek sê in die naam van Jesus. Ek het nou die familienaam, daar's geen ander naam onder die aarde, of op die aarde, of bo kan die aarde, waardeur jy gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus. Nou hoor mooi, die krag van die Here is hier, hoor. Hulle noem dit wedergeboorte. Jesus praat met Nikodemus, Johannes 3, vers 3 en 5, hy sê onder andere, in vers 3, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, die kan die koninkryk van God nie sien nie. Hoorie wat ek sê, daar's net een manier om in te gaan, want Jesus is die sleutel, Jesus is die deur, Jesus is die toegangsvereiste. As ek dit nie in hom kry nie, dan het ek niks. Trouwens, as ek hom nie het nie, dan is ek leeg, en ek is dood. Efesiërs 2 vers 1 en 2, hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade, en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens, hoor nou mooi, wat maak mense dood, wat God nie ken nie, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders
van ongehoorsaamheid werk. As jy vanoggend nie wedergebore is, ekskuus so lief as wat ek vir jou is, behoort jy nie aan Jesus nie, en die duiwel, dieselfde een wat in die kinders van ongehoorsaamheid lewe, werk binne in jou ook, en jy's dood. Dis hoekom jy dit nie verstaan nie, dis hoekom jy nie die heerlikheid ervaar nie, want jy's geestelik dood. Daar's 'n ander loseerder in jou gees, wat beheer van jou gees het. En met wedergeboorte, dan gee ek hom kennis met onmiddellike effek. En Jesus kom en die Heilige Gees trek in met al sy gawes en sy bagasie en sy vrug en sy heerlikheid en sy salwing en sy volheid. Kolossense sê Christus is die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het dit, halleluja, binne in u en binne in my as wedergebore kind van die Here. Bly die Vader, die Seun en die Heilige Gees, halleluja, die volheid van die Godheid liggaamlik. Hy woon binne in jou. Ek so 'n paar dae terug, ek het dit in ons gemeente vertel, so 'n paar dae terug, so 'n paar weke terug, stap ek hier in die inkopiesentrum Key West, en verskoon, reg voor Pick n Pay, is daar 'n tafel wat afbop, daar opgeslaan het waar hulle begrafenispolisse verkoop. Nou stap jy daar verby, dan gryp hulle jou, dan probeer hulle begrafenispolis aan jou verkoop. So sê ek vir die, so jong man, ek sê vir hom, ek is heel alright, ek is heel uitgesorteer wat dit aanbetref, hy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy weet, as ek doodgaan, is alles alright, en so, en ek sê vir hom, maar ek het 'n beter polis, wat ek verkoop. Ek sien, julle polis, dek net die mense wat agterbly, wanneer iemand sterwe. Die polis wat ek verkoop, dek die ou wat sterwe. Ek sê, kom ek verduidelik. As jy sterwe, nou waar gaan jy heen? Maar so arrogante jong man. As jy sterwe, waar gaan jy heen? Ek kan nie presies sy woorde onthou nie, maar hy het so iets gesê soos, I go to heaven, bra. Sien jy right? Ek sê vir hom, as jy by die hemel kom, wat gaan jy vir hulle daar sê? Hoekom moet hulle jou laat ingaan? Hy sê, omdat ek 'n oulike ou is. Ek dog laat ek hom net reg help. Ek sê vir hom, nou wat? If you die today without Christ, you going straight to hell, brah. Ek sê vir hom, and if you die today, don't say I did not warn you. Daar's net een manier. Maak nie saak van watter kant van die spoor jy kom nie. Maak nie saak hoe jou finansies lyk nie. Maak nie saak wie jou voorouers was nie. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Net Jesus. Net Jesus. Hy moet in my wees en ek moet in hom wees. Hy's die ware wynstok, ek is die loot. Halleluja, wat ek is ek in hom. Paulus het gesê, Galasiërs 2:20, ek leef nie meer nie, Christus lewe binne in my. Halleluja, 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 halleluja. Nou hoor mooi, hy word deel van my. En hierdie wêreld verstaan dit. Ja, daar's baie mense wat lief is om te kritiseer. Mense hou daarvan om te spot. Die skrif sê dit ook trouens hier in 1 Petrus 4:4. Hy sê hulle vind dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Verstaan, hulle verstaan dit nie. Maar ek het een ding agtergekom, as ek deel van hierdie familie word, in hierdie familie ingebore word,
hoor mooi, dan kry ek die geaardheid van my pa, want sy saad, sê 1 Johannes 3, is nou binne in my. Verstaan jy? My pa was nie 'n alkoholist, my pa God nie. Daarom het ek nie alkoholistiese neiging nie. Hy was nie 'n verslaafde nie, daarom is ek nie verslaaf nie. Hy het nie gevloek soos 'n matroos nie, daarom vloek ek nie meer soos 'n matroos nie. Hy het nie die sonde gedoen wat die wêreld doen nie. Hy was nie lief vir losbandigheid nie. Hy het nie rondgekuier by die partytjies nie. Hy het nie sonde gedoen nie. En nou omdat ek in hom gebore is, ontwikkel ek sy geaardheid sodat die engele kan sê hy aard na sy pa. Daar's baie verskonings vandag. Hoor nou mooi. Dit maak nie saak hoe gereeld ek kerk toe gaan nie. Dit maak nie saak hoeveel bydraes ek vir die kerk gee nie. Dit maak nie saak in watter bekende kerk ek behoort nie. Ek wil vir u sê, as ek Jesus nie het nie, hy wat die seun nie het nie, hy het niks. As jy die seun het, dan het jy alles. Maar hoor nou hier. Prys die Here. Hy sê, hy het my volgemaak nou. Hy het my volgemaak. Hy het my volgemaak. Vol van sy krag. Vol van sy heerlikheid. Hoor mooi, Petrus preek dit, Handelinge 2:38, hierdie tekste was soveel van hulle al aangehaal in die laaste paar dae. Hy sê, bekeer julle. Bekeer beteken om jou gedagtegange te verander. Om anders te dink. Dis wat ek vanoggend probeer doen vir mense deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet begin anders dink. Halleluja. Paulus skryf 1 Korintiërs 2 in die Amplified Bible. Die Heilige Gees sê he stirs the minds and the emotions of the people. Halleluja. Ek probeer deur die Heilige Gees net jou mind gestir kry, dat jy jou bekeer en ander rigting dink en besef. Jesus is vanoggend hier en hy kan jou bring van die duisternis na die lig, van sonde na God se geregtigheid, van die hel na die hemel, van verloor na oorwinning, van mislukking na oorwinnaar. Halleluja. Nou preek hy sê bekeer julle. En julle sal die gawe, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoor mooi, Markus 16 het Jesus dit eintlik al vooraf gesê. Hy sê hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Hoor nou mooi, ons praat van die doping in die Heilige Gees. Dis nie een of ander verskriklike krag wat hier uit die hemel uit neerdaal wanneer jy sing en jou opruk tussen Saturnus en die planeet Pluto en jy's buite jouself en jy hoor jy begin jy snaakse woorde te spreek nie. Dit kan so erg raak, maar eintlik is dit wat jy soek reeds in jou binneste. Jy kry dit deur glo. Jy kry hulle wat glo, sê Markus 16, sal in vreemde tale praat. Hulle wat glo, hulle wat glo dat ek binne in my is. Hulle wat glo dat ek gewederbaar is. Hulle wat glo dat ek deur die Heilige Gees wedergebore is. Daardie mense wat God vertrou, wanneer hy God begin glo, dan is die kans goed dat daardie fontein, soos Jesus gesê het, strome van lewende water word en in jou binneste begin golwe maak. Prys sy naam. Hoor nou mooi. Hier is die ketel. Ons weet hy werk. Dis 'n pragtige ding, hoor. Wanneer laas het jy so mooi ketel gesien? Pas dit nie mooi by die agtergrond van die verhoog nie. Dis 'n regte lede Christus ketel hierdie. Verstaan jy? Dit verteenwoordig duisternis en in die binnekant verander jy en maak dit lig. Sien jy dit? Goed. Hier staan hy. Hy het water in. Alles is reg. Maar hy moet aangeskakel word. Hy moet aangeskakel word. Hoor nou mooi, wat sê hy? Handelinge 1:8. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Hoor mooi. Samaria, Judea tot aan die eindes van die aarde. Hoor nou mooi. Hoekom kry ek die krag? Hoekom moet hy ding aangeskakel word? Hy lyk mos mooi so. As jy 'n koue drankie wil hê, kan jy vir jou lekker koue drankie maak met hom. Hy werk. Hy werk regtig hier. Dis regte water wat daarin is. Verstaan nie? Hoekom moet hy krag kry?
sodat hy verskil kan maak. Hoor nou mooi. Hy sê, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom, as jy aangeskakel word. Goed? Hoekom? Sodat julle my getuies kan wees. Hoor nou mooi. As ek in die koerant lees van hierdie groot ongeluk hier buitekant Kreeusdorp, wat die trok per ongeluk gedraai het en oor 'n voertuig gery het. Ek lees dit op die internet. Gaan die mense wat daar betrokke is, my nie bel en sê, sal jy asseblief in die hof kom getuig nie? Hoekom nie? Ek ken mos die storie. Ek het in die koerant gelees. Ek was nie daar nie. Ek was nie daar nie. Waarvan moet ons getuig? Van die goed waarby ons was. Waarvan moet ons getuig? Van die kragervaring. Waarvan moet ons oortuig? Van die ondervinding. Ons getuig van wat ons sien. Ons getuig van wat ons ervaar. Ons getuig van wat met ons gebeur. Ons getuig van waar ons by was. Ons getuig van die salwing. Ons getuig van die krag. Ons getuig van siekes wat gesond word. Ons getuig van mense wat gevul word met die Heilige Gees. Ons getuig van God se teenwoordigheid. Mense sê, daar bestaan nie so ding meer soos doping in die Heilige Gees nie. Gisteraand, weet nie so baie pragtige dametjie van ons gemeente van die jeug, hier is vanaand nie, vanoggend nie, steek net ja, daar, wat, sy is een van die dames, waar is die een van ons gemeente? Nee. Terwyl ek van bid, en ek hoor, Pastor Dani, daar sit die krag aan, daar sit die krag aan, daar sit die krag aan, en ek hoor, dis nou nie meer sy wat praat nie, want ek weet, sy weet nie wat sy praat nie, halleluja, toe besef ek, dis waarvan ek wil getuig, van dit wat ek ervaar, van dit wat sy ervaar, verstaan nie, die salwing wat ek nou het, ek wil vir jou sê, jy moet baie dwalms gebruik, voor jy op die stasie is waar ek nou is, halleluja, jy het 'n hele paar drankies nodig, om die salwing te ervaar, van wat ek nou hier ervaar, ek wil vir jou sê, die krag van die Here is hier, enigiets is moontlik. Hy kan doop met die Gees. Hy kan dooies opwek. Kap om 'n wys ek jou. Enigiets is moontlik. Halleluja, van die Here is hier. 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 Halleluja! Dit moet aangeskakel word. Hoor nou mooi. Hoor mooi. Wat doen hierdie krag? Hierdie krag. Die ouens wat lief is vir vinnige karre, julle weet hoe werk nitrous. Nee. Nitrous gee jou genoeg woema, soos wat jy nodig het om enige ander voertuig teen 'n opstaande verby te kan gaan, as ek reg. Hierdie is 'n geestelike nitrous. Hoorie wat ek sê. Halleluja. Weet jy daai aand, ek dink dit was 'n Dinsdag aand daar aan die einde van 74 of iets, toe die Here my doop in die Heilige Gees. Ek het nie gedink dit is so fenomenaal tot die volgende dag. Toe kom ek agter, Here, maar hier is nou 'n ander ding hier by my. Toe ek saam met my vriend moet die fiets skool toe ry en ek begin oor hierdie goed te praat. Toe kyk hy my so skief van, toe dog hy, hierdie ou is nou koekoes. Halleluja. Hy het dit nie verstaan nie, want die wêreld verstaan dit nie. Jy moet 'n kind van die Here wees om dit te snap. Jy moet die Heilige Gees ervaar. Jy moet hom ken, jy moet hom dien, jy moet saam met hom lewe. Vanmôre, halleluja, halleluja, hy skakel jou vanmôre aan. Apostie bende. Die Here is in hierdie plek vanmôre, hoorie. Hier sit iemand hier. Dit lyk of jy jou besigheid gaan verloor as gevolg van slegte omstandighede buite jou bereik en buite dit wat jy beplan het. Maar hoor God se woord. As jy my vanmôre prys, sê die Here, dan maak ek nuwe deure oop. Sê God, ek verander jou omstandighede en jy sal weet, die Here het gepraat vanmôre hier. Want die Here is hier. Halleluja! Tapasabonda, hy is hier vanmôre. Daar die Heilige Gees, hy wil huwelike heel maak. Hy wil gesinne heel maak.
Hy wil paas heel maak. Hy wil moeders heel maak. Hy wil vanmôre jou omstandighede verander. Dis die gees van God. Dis die Here in aksie. Dis God se vuur. Halleluja. Dis 'n ondervinding. Nou hoor mooi. Dieselfde woord wat vir getuies gebruik word in Handelinge 1 vers 8, is ook die woord wat vir martelare gebruik word. Ek weet nie of jy geweet het nie. Want jy sien, hierdie mense was voorbereid en bestem om te sterwe en gemartel te word vir hierdie evangelie. Weet jy wat? Laat 'n pa na die hemel toe opkyk en sê, Here, U is in beheer. As jy in jou gesin binne 'n arena staan en jy sien hoe kom die wilde diere nader om jou kinders te verskeer. Weet jy wat? Laat ouers sê, dankie Here, dat dit nie my ewigheidsdestinasie op aarde is nie, wanneer hulle die vuur onder die brandaltaar aansteek en jy weet hulle gaan jou nou uitbrand, dan het jy meer nodig as net kerklidmaatskap. Dan het jy meer nodig as net oulike WhatsApps rondstuur. Dan het jy meer nodig as net 'n paar goeie boodskappe, dan het jy God se gees nodig, dan het jy die krag van die Here nodig. Krag wat heel malaatses dooies lewe gee. Krag wat vul die oliepotte weer. Is wagtend vir die werker wat in Jesus voetstap tree. Hoor mooi, Jesus sê, of liewer Johannes die doper sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoen ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met Heilige Gees en vuur. Pastor Paul het hom gekwoteer. Halleluja. Hoor nou mooi, daar's iets groter as net 'n volketel. Daar's iets groter as net 'n mooi kind van die Here. Daar's iets groter as iemand wat nou net sy tipe leesstof verander het. Daar's groter ding as iemand wat nou net sy musiek verander het. Daar's groter ding as iemand wat nou net opgehou rook het. Daar's groter dinge as iemand wat nou net nie meer vloek en swets nie. Daar's 'n invulling, daar's 'n kragwerking, daar's 'n doping, daar's 'n krag aan doping met die Heilige Gees. Dis dit wat in jou binneste strome van lewende water, Johannes 7:38. Hy sê, hoor mooi, onthou ek het dit net nou gesê, toe ons praat van die woordjie glo, almal wat hom aangeneem het, kinders van God geword, die wat glo, vir die wat glo, sal hierdie tekens volg, sien nie, nou weer, dis nie een of ander magic ding nie, my God is nie 'n magic God nie, hy's 'n wonderwerkende, alomteenwoordigende, fenominale, skepende, heersende, halleluja, God vanmôre. Dis hoekom mense soveel keer teleurgesteld is. As hulle die moeilikheid is, dan trek hulle die Bybel nader, dan vryf hulle die teepot, dan hoop hulle die genie gaan uitkom om hulle gou-gou te help. As hulle klaar geholp is, dan bær hulle weer die Bybel. Hulle het hom nie weer nodig nie. Luister mooi, dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor 'n verhouding, dit gaan oor 'n ervaring, dit gaan oor 'n self sterf en Jesus wat in my lewe. Dit gaan oor die krag van God wat my vul en wat my dryf en wat my lewe gee. Hoor mooi, hy sê vir hulle wat in my glo, die skrif sê, strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. Daar's die water, maar hoe kry ek om dat hy 'n stroom word? Hoor nou mooi, en hy het dit vir hulle gesê, van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo. Verstaan nie? As jy wil gedoop word in die Heilige Gees, moet jy glo. Hoor mooi, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou sê hy weer, jy moet glo. Glo dit wat ek vir jou sê. Glo God se woord. Dit soos wat ek geglo het toe Jesus aangeneem het as my persoonlike saligmaker, my sondes bely het en laat staan het en geglo het sy bloed was my. Geglo het ek is gewederbaar. Glo ek is nou deel van die koninkryk van God. Glo as ek nou sterwe gaan ek hemel toe as gevolg van die werk van die Heilige Gees in Christus geïnisieer deur God in my lewe gedoen het. Glo ek as ek nou sterwe gaan ek hemel toe. Op dieselfde manier glo ek dat wanneer ek hom begin loof en prys en die water
kry strominge, dan gaan dit wat uitkom, gaan iets wees wat ek nie kan vertel nie. Maak dit, wie van die wil gedoop word in die Heilige Gees? Steek net op jou hand. OK, hoor jy wat ek sê? Glo. Dis gaan nie een of ander magic ding. Daar is wonderlike gevalle waar mense gedoop word en dan praat hulle vir 3 dae in tale. Maar dit gebeur nie altyd so nie. Verstaan nie, die basiese ding vir hulle wat glo. Hoor mooi. En dan die laaste ding, voordat ek afsluit wil ek net dit sê, laat my toe om dit en dit te sê. Jy weet, ek het net vir u gesê, as ek 'n God se familie beland het en wedergebore is, dan het ek God se gene in my. Johannes 3, né? Die saad van God is binne in my. Verstaan nie? Nou moet ek soos God begin optree. Soos Jesus begin praat. Soos Jesus begin doen. Enige iemand wat gebore is, self wedergebore, is klein. Nee, ek het nog nooit 'n persoon gesien wat 30 jaar oud was toe hy gebore is nie. Alles wat gebore word is klein. Goed. En terwyl hulle klein is, dan verdra ons hulle en ons leer hulle. As hy teen die bank opstaan en hy breek jou ornament, dan vat jy hom weg en jy wys vir hom vinger, want jy weet dis nie sy skuld nie, hy weet nie van beter nie, en jy sê ons moet die ander ornamente hoog bære. Verstaan nie? Maak dit sin wat ek vir u sê. Maar na mate hy groei, dan word hy groot, dan breek hy nie meer jou ornamente nie. En hy sal agterkom, dan begin hy regop te loop ook. En dis nie volgens die evolusie leer dat hulle eers op die grond was en toe regop nie. Dan loop hulle regop. En as jou kind by jou kom en hy's 25 jaar oud, en jy sien hier begin hy goed van die kaste afstamp, dan moet jy weet, iewers is daar nou groot foute. Want hy sê veronderstel om so te wees nie. Verstaan nie? Want ek moet die geaardheid van my God begin lewe. Dis hoekom ek nie kan verstaan dat mense sê hulle is wedergebore, maar hy praat in vreemde tale, maar nie die wat deur die Heilige Gees gelei word nie. Ek hoor hom en ek kyk hoe sy oë soos 'n trapsiekie draai wanneer hy daar op 'n plek is waar die teenoorgestelde geslag rond beweeg. Verstaan nie? Ek kan nie verstaan hoekom praat hy soos hy praat en sê soos hy sê, want dit sê vir my jy dink dat in sy hart waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor en die goed doen wat hy doen nie. Dit sê vir my iewers het daar komplikasies ingetree met die wedergeboorte. Daar het 'n fout gekom. Hy's gebrekkig. Hy het die verstand van 'n baba terwyl hy geestelik 'n volwassene veronderstel is om te wees. Jy hoor wat ek sê? Die kerk het so lekker plek geword, man. Bring jou vriende saam. Kom net soos wat jy is. Maar jy mag nie bly soos jy is nie. Kom net soos wat jy is. Ons hou daarvan dat mense moet stink van die twak in die kerk, want ons weet daar's potensiaal vir Jesus om te werk. Ons hou daarvan dat mense nog so ritual reken om moet hê sy sweet, want ons weet daar's potensiaal vir redding. Ek sê julle weet nou nie van hierdie goed nie, want julle is 'n klomp heilige ouens, nê. Julle weet nie van hierdie goed nie. Verstaan nie? Hy moet daar wees, so nou en dan moet jy hoor, maar hierdie ou praat nou 'n taal wat nie goeie Afrikaans is nie. Dan sê ek, Here, maar ek weet, hy is besig om 'n pad met hom te loop, maar hy moet verander, want dit is 'n heilige plek, dit is 'n heilige Gees, dit is 'n heilige God, en ek moet heilig lewe, en ek moet aan die Here geheilig word. Ons praat van die strome van die Heilige Gees. Invulling van die Heilige Gees. Doping van die Heilige Gees. Verstaan nie? Vanoggend is daar die goeie geleentheid om seker te maak, dit wat gekompliseerd geraak het met jou wedergeboorte, raak vanoggend hier uitgesorteer, dat jy opstaan en sê, my God, ek kies nou die Here, ek is klaar met die wêreld, ek is klaar met die sonde. Hoor nou mooi, die Here het vir Abraham gesê, gaan uit jou land uit, na vreemde land, uit jou familie uit, want hy het geweet Abraham se pa was 'n afgodsdienaar. Baie van ons kan nie die Here gedien kry nie, want daar's te veel mense wat ons by saam rondhang. Ek kan nie nee sê, sy sê, net so oud kleintjie nie, ek kan nie nee sê, sy kom ag man, maak nou so of maak so nie, want dit is ou Swara. Skoonsis. Is ek reg? Ons wil daarom nou nie. Ek wil vir jou sê, jy moet kies. Die paaie is 2. Die een gaan na die hemel en die ander gaan na die hel. Jy moet kies.
En weet jy wat, help jou om te kies? Die krag van die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees. Dit dat jy alleen opstaan en sê, ek gaan nie saam met hierdie pad nie. Ek gaan nie saam met hierdie stroom nie. Ek praat nie saam in hierdie groep nie. Ek weet van beter, die Here is binne in my. Nou hoor nou die laaste ding. Hy sê, word nie dronk van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Nou hoor nou mooi. In Handelinge 2 is hulle gevul met die Heilige Gees. Stem jy saam? Goed. In Handelinge 4 is die plek geskud. Toe is hulle weer gevul met die Heilige Gees. Het jy dit gelees? Hoor mooi. In Handelinge 13 het die disippels hulle stof afgeskit, Pastor Pieter se teks van gisteraand. En hulle is weer gevul met die Heilige Gees. Weet jy wat? Dis nie 'n eenmaal vulling. En dan gebruik jy dit totdat die naald in die rooi is nie. Dis 'n aanhoudende kragaandoening. Trouwens, die oorspronklike taal, die woord vervul daar in Efesiërs 5 vers 18, beteken eintlik soos die wind in die seile van 'n seilboot. Om te verseker dat jy beweeg op hierdie lewensoseaan in die rigting wat God jou stuur, moet beteken dat die wind moet al die tyd in jou seile wees. Miskien het jy tot stilstand gekom van die wind, dat 'n windstilte gekom. Maar ek is vanmôre hier om vir jou te sê, so sê die Here, ek blaas weer 'n keer. Ek blaas weer 'n keer die wind in jou seile. Ek gee jou weer spoed, halleluja. Ek sal dit nooit vergeet. Ek is nou amper klaar. Dit is nou amper so deur die helfte. Voor ek bediening toe is, toe profeteer, kan nie eens onthou wie dit was nie. Dink dit was dalk my plaaslike pastoor. Ek kan nie onthou nie. Toe sê hy vir my, God, daar gaan wind op jou pad kom, maar God gaan jou help om jou seile so te draai, dat jy die wind kan benut, en dat die wind van omstandighede jou gaan aandryf. Verstaan nie? Ek gee nie om wat jou behoefte. Hier sit vanmôre hier mense met deurmekaar omstandighede in jou huwelik. Dis slegte omstandighede, maar die Here wil hê draai vanoggend daai seile. Sê vir vrou lief vanmôre, ons draai daai seile, want jou omstandighede is juis omdat daar 'n windstilte in jou lewe gekom het. As jy God nie dien nie, dan vind die duiwel enige plek om in te kom, en hy gebruik enige plek, en dan sien jy goed raak, en jy hoor dinge, en jy sê dinge, en jy sien dinge, en jy begeer dinge, en jy fantaseer dinge, en jy droom dinge, en jy kuier op die internet op sekere plekke, by sekere dinge. Is ek reg? Skus, ek probeer nie op mense se tone trap nie. As ek jou tone raak trap, is dit nie omdat ek so wild is, is omdat jou voete so groot is. OK, nou hoor nou mooi, ek gaan nou klaarmaak. Prys sy naam. Hier is hy. Daar's 3 tipe mense vanmôre in hierdie plek. Hoor jy? Die een groep is nog so. Jy weet, ek het vanoggend vir jou gesê, die Here is daar. Die Here se Gees pleit by u vanoggend. Jy het in hierdie week, het jy 'n boodskap op die radio per ongeluk geluister. Toe praat daar ook 'n prediker, toe sê die Here, iewers moet ek 'n besluit maak. Jy loop so, hy's by jou. Hy's al die pad daar. Maar weet jy wat? As jy vandag sterwe, kan ek jou nie waarborg dat hy daar gaan wees in jou ewigheid ook nie. Want jy is nie deel van hom nie. Jy is nie deel van hom nie. So daar's vanoggend mense wat ek hier voor is om te sê, kom, ons bekeer ons verander ons denkrigting, en die Heilige Gees ondervinding vat jou en maak jou een met hom vanmôre. Hy vat jou sonde weg, hy was jou in die bloed,
hy vergewe jou en hy verlos jou. Goed, dan is daar tweede groep mense, wat ook vanoggend hier is. Hulle is vol water, hulle is vol ywer, maar hulle soek die strome, want hulle weet hulle die strome nodig. Sien nie, hier beweeg stoom vanmôre hier uit. Weet jy waar kom dit vandaan? Dis nie ek wat so groot salwing het nie. Dis die water binne wat gekook het. Verstaan nie? Dit wat jy met jou mond wil spreek, is reeds binne in jou gees. Hy sê hierdie stroom, ek hou van die Engelse Bybel, hy praat van in your belly. Dis reeds in your belly. Dit wat jy wil spreek is in jou binneste vanmôre. En wanneer jy vanmôre die Here begin prys en jy sit jou ketel aan, jy sit jou lewe aan en hoe meer jy hom prys, hoe meer voel jy, hy word warm, hy word warm, hy word warm. En terwyl jy nog sê dankie Jesus, ek loof U, ek prys U, ek aanbid U, ek wil U oplig, ek wil U verhoog, U is my koning, U is my Here, my lewe behoort aan U. Dan voel jy jou tongknop en sê sabaranda labatanda kutaya babante, en dan hou jy aan praat, want nou is dit nie meer jy nie, dis nou die stoom binne in jou, dis die strome wat by jou mond uitkom, jy kan dit nie keer nie. Dis die tweede groep. Die derde groep is mense wat alreeds die stoom gelos het, pastoor Dani. Hy het alreeds wel uitgetrek, gelyk soos 'n stoomlokomotief, die tyd toe jy by die Here uitgekom het. Onthou jy? Onthou jy? Broer, ons het geblaas en ons was aan die gang en ons het enige ding vir die Here gedoen en met enige iemand gepraat, 'n klein dogtertjie wat so vol van die Here en van sy krag was, gedoop in die Heilige Gees, op 'n trein gery. Toe staan daar 'n oomie wat so deftig aangetrek is. Toe vra sy vir die oom, toe sê sy, ken oom, liewe Jesus. Toe sê my kind, jy verstaan nie, ek is 'n teoloog. Toe sê dit maak nie saak, Jesus kan enige sonde vergewe. Onthou jy daardie tyd? Ek onthou daar in Stilfontein, hoe ek rondgehardloop, ek het sulke pakke traktaatjies bestel, van motor ruitveer na ruitveer uitgedeel het, vir mense uitgedeel het, gepraat het, mense briewe geskryf het, ek het 'n adres in die telefoonboek gesoek. Dan skryf ek 'n brief. Hoe lief Jesus vir mense is, en dat hulle die Here nodig het, dan pos ek daai brief aan daai adres. Ek weet nie of hy ooit uitgekom het nie, maar het maak nie saak nie. Ek het gevoel ek doen iets vir die Here. Onthou jy, maar so deur die jare. Dan sit hy af. Ek is vanmôre hier om jou te sê, hier's 'n magtige rukwind in hierdie plek. Halleluja. Halleluja. Toe ons hierdie aanbidding doen, was toe daar net toe voel ek, hoe kom die wind en hoe druk hy die seile. Hoe druk hy die seile. Hoe druk hy die seile. Nou hoor nou mooi wat ons nou gaan doen. Ons gaan dit baie maklik doen. Daar's 3 groepe. In die eerste plek, kom ons sluit net ons oë. Kom ons sluit net, so sal die musiek vir ons net iets speel soos Come Holy Spirit I Need You, of net iets wat ons so ken. Julle musiek is pragtig, hoor. Dis ongelooflike musiek vanmôre, ons liefde. Maak net toe jou oë. Ek wil net vir jou vra, wie is daar vanoggend wat net op jou voete wil staan en sê, Here, ek wil U aanneem vanmôre. Ek is klaar met die vyand, ek wil die Here dien vanmôre. Staan net op jou voete, ek wil jou net na die Here toe lei. Die ander se oë gaan toe wees. Prys sy naam. Staan net op jou voete, sê ek het U nodig vanmôre. Ek wil net vanoggend, staan net vinnig op die voete. Ek wil U net na die Here toe lei. Dankie, daar staan. Wat van jou vanmôre? Kom, maak toe U oë asseblief. Prys sy naam, prys die Here. As ek jou sien rondkyk, gaan ek jou vorentoe roep en daai gees van nuuskierigheid uit jou uitdryf. Daar's nog mense. Daar's nog mense terwyl die oë toes. Hoor nou mooi. Hoor nou mooi, ek gaan nou bid, terwyl ek bid, staan nog steeds, staan net waar jy is, op jou voete. Halleluja, halleluja, bid net agter my aan, en sê, Here, ek kom vanoggend. Ek kom na U toe, en ek gee myself oor aan U. Maak my U kind. Ek wil een word met U. Ek wil wedergebore word. Ek bekeer my.
Was my in die bloed van Jesus. Reinig my. Dankie dat ek van hierdie oomblik af u kind kan wees. Dankie Papa Vader. Amen. Prys sy naam. Nou wil ek jy moet almal op die voete staan. Saam met hierdie mense. Prys die Here. Dit vir wie ek nou gebid het. Jy kwalifiseer nou om die gawe van die Heilige Gees te ontvang, want jy het jou bekeer. Verstaan nie, maar nou is daar ander ook wat gedoop word, wil wees in die Heilige Gees. Ek gaan nie vorentoe roep nie. Al wat ek wil doen, ek wil hê wanneer ons hierdie koortjie sing, dan sê jy, Here, hier is ek glo dat dit reeds binne in my is, ek glo dat dit myne is, en ek maak dit nou myne, en jy begin net vir hom dankie te sê, en jy prys hom, en jy loof hom, en wanneer jy voel, daar kom 'n woord op jou tong, maak nie saak wat die vyand vir jou sê nie, dan praat jy hom, en as jy voel jy praat hom, hou hom aan praat, is dit reg so? Goed, en die derde groep, is mense wat 'n geestelike windstilstand het, in jou lewe, terwyl ons hierdie koortjie sing, sê vanoggend vir die Here, Here blaas net weer u wind aan, blaas net weer u wind aan, skakel my net weer aan soos daai ketel, dat ek weer die strome kan ervaar, prys sy naam, en as jy praat in tale, en gedoop is, steek net jou hand op en sê, hier die Here het my raak gesien, hoor, dit gaan nou gebeur, want Jesus is hier, die krag van die Heilige Gees is hier, halleluja, halleluja.